Help maak dinge gebeur. In sy boek Up Thoughts and for Downtime skryf Les Brown, daar's na sy mening twee soorte mense in hierdie wêreld. Daar's diegene wat dinge laat gebeur en daar's diegene wat na die tyd vra, wat het gebeur? En die vraag is eintlik baie eenvoudig, maar dit ontsluit 'n baie dieper identiteit in onsself, naamlik, is ek 'n toeskouer in my eie lewe of is ek 'n deelnemer in my lewe? Nou, God het ons nie geskep om net passief te wag nie. Hy het ons toegerus met 'n verstand om te droom, om te beplan, doelwitte te stel en met sy Heilige Gees jou daadwerklik te help om dinge te laat realiseer. Soos Paulus skryf in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En dis nie 'n belofte van gemaklike sukses nie. Dis wel 'n belofte van genoegsame krag as jy opstaan en begin beweeg. Nou, navorsing bevestig hoe sterk hierdie kombinasie van voorneme en aksie is. Galwitcher en Sheeran het in hulle omvattende meta-analise gevind dat mense wat konkrete, spesifieke planne maak en nie net vaag hoop nie, is aansienlik meer geneig om hulle doelwitte te bereik as diegene wat net wag om te sien wat gebeur. So verstand plus voorneme, gerig deur die Heilige Gees, is 'n kragtige kombinasie. So jy's nie oorgelaat aan toeval nie. God het jou geseën met die vermoë om te dink, te beplan en te bou. En hier is jou geheime krag. God loop saam met jou deur sy Gees. So die vraag is nie of God jou sal help nie, die vraag is of jy sal opstaan en begin. So kies jy vandag om 'n toeskouer in jou lewe te wees, of gaan jy aktiewe deelnemer in jou eie lewe wees? So bid vandag, Here, dankie dat U my help droom en bou. Gee my die moed om te beweeg en laat U Gees my lei. Leef geïnspireerd.